Ek het onlangs in Pretoria gaan kyk na van die plekke waaroor ek in my jongste boek Seën skryf. En weer probeer voel soos daardie laaitie in 1983, die oggend toe my pa my op Voortrekkerhoogte kom aflaai het vir my 2 jaar militêre diensplig. Verby die Sawie winkel wat nou leeg staan. Alles anders, maar ook tog 'n bietjie dieselfde. Gelukkig was daar 'n gat in die heining. Ek onthou hierdie palmbome. Destyds het dit my 'n bietjie aan Sun City laat dink, net sonder die spuitfontein en al die ouens in uniforms. Ek dink hier was eens 'n gebou, 'n hospitaal, die ou een militêre hospitaal. Al teken wat ek daarvan kon vind is 'n brokstuk van 'n baksteen wat ek saam met my huis toe kon neem. Toe Pretoria Middestad toe. Paul Kreerstraat, onthou ook in 'n oggend in 1983 hier afgestap het van die stasie af om werk te soek in die rigting van Kerkplein, by die ou Transvaal Museum. Die walviskedel, wat my 'n bietjie na Jonah laat voel het. Ek skryf daaroor in die boek. Toe Sunnyside, toe Sunnypark, toe min of meer die enigste winkelsentrum in Pretoria. Eslinstraat. Ek was bang hulle steel my kamera toe draak hom maar so wegsteek. Mense wat daai tyd in Pretoria geleef het, sal hierdie plek dalk onthou. 'n Restaurant en 'n bakkery, Grapevine. Hier was tafeltjies en 'n tak van Skyks boekhandel en eentjie verder straat op doringspruitkelders wat aan die rugbyspeler Burger Geldenhuys behoort het. Die Sunnyside Book Exchange is nou Cash Crusaders. Verby die Bronberg Kerk. Hatfield, hier iewers was die Meat and Eat restaurant waaroor ek ook skryf. Burnettstraat. Ek dink min of meer hier waar die Kwaai nou is, was Japies se kafee waar ek elke oggend vir my 'n caravan sjokolade gekoop het, omdat dit my herinner het aan my ma se meringue-taarte. Tattoos was toe nog sonde, nou is dit tattoo winkel. Hier was Halm Boekhandel, HAUM, waar ek ook gewerk het, my eerste werk na die weermag. Ek skryf daaroor in die boek. Die Hatfield stasie, waar die telefoonhokkie soms gewerk het, op in Festivalstraat. Smiddag het ek opgestap vir huis toe, oggend is af met Festivalstraat. Agter hierdie muur, Kerkstraat 985, was 'n huis waar ek agter in die bediendekamer gewoon het. Wat nou hier agter aangaan, weet ek nie. Daar onder die staatspresident Klintgoed se ingang, waar altyd 2 wagte op diens was. Af in Kerkstraat. Die hoek was 'n telefoonhokkie wat byna nooit gewerk het nie. Verby die kafee waar ek my daaglikse piltjies, blikkie vis kom koop het en 'n Coke. Verby die ou Bell Hotel waar ek my eerste brandewyn en Coke gedrink het. Die NG Kerk Arcadia. Compassion Center, ek hou nogal daarvan. Funny you, my man. Is it still a church there? Ja, die food stand. Nou, kerk binne heeltemal anders. Het ek een oggend opgestaan en na die kerk gestap terwyl die besig was om te preek. Ek skryf daaroor in die boek. Ek kon daarom daai brokstuk van die ou eenmal saambring huis toe. Net hier op my tafel sit by die engeltjie wat net af vir my gegee het.